Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom die enige besoekers wat vanmôre saam met ons mag wees. Die kerkraad met die volgende afkondigings, ons kollekte by die deure, is vandag vir die ekumenisiteit buitelands, vir ons kerk in die buiteland. Want ons vandag Bybelstudie by Tannie Elsa en oom Abraham Singels in Langebaan, en voort met Handelinge. Dan net die volgende afkondigings ook, vir die resepteboek word daar ons 'n bietjie kans gegee. Asseblief stuur enige resepte vir Michelle en na die tyd sal ons net vinnig ook daaroor verder ietsie hoor. 28ste April is 'n maandag, 'n vakansiedag, gaan ons hier by die kerk 'n tuin skoonmaakdag hê. Na die tyd sal daar ook worsbroodjies wees vir almal wat die geleentheid bywoon. Dan kyk ons ook na die gemeentekamp, die 9de tot die 11de Mei. Jy kan op die mosterdsaadjie verdere inligting daaroor kry. Is ook daar's ons 'n stemming wat jy kan doen vir Lida, sommer net kontak of enigiemand eintlik van die gemeente aksiekommissie. Ons begin ons erediens vanmôre met die woorde: Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Liefde gemeente, genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen. Kom ons staan en sing ons saam loflied 159. As gemeente kom ons ook voor die Here vanmôre om hom te ontmoet en hy is ook hier teenwoordig by ons. En so kan ons dit ook saam sing en bely in lied 159. Ons staan en sing ons saam vers 1 en vers 2 en daarna bely ons geloof en dan bly ons staan. Die voortsetting van ons geloof deur saam te sing Psalm 43 vers 3 en 5. Bely ons geloof saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel,
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons lees saam uit die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As deel van ons verootmoediging sing ons saam Psalm 42. Met die fokus op ons prediking vanmôre 'n klaaglied wat die digter vra in vers 3. My siel, waarom is jy onrustig en wat buig jy jou in my? Waarom is jy in God se lof onlustig as die vyand jou bestry? En dan die belydenis. Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God en hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. Terwyl ons so bly sit, Psalm 42 vers 1, 2 en 3, daarna bid ons saam.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat U ons vanmôre kom ontmoet, so waar ons as die gemeente saamkom. Dankie dat U graag met ons wil ontmoet. En dat U ons nie net los om in hierdie wêreld alleen te gaan, te wonder waar U te vinde is nie. En dat ons ook kan bely saam met Paulus, dat U dit bekend gemaak het, dat U naby aan elkeen van ons is, en dat ons tog net kan uitreik, kan aanraak, en in U kan glo. Dankie Here dat ons mag sing, dat ons weer ons stemme mag gebruik om U lof te verkondig, dat ons mag bely, dat ons saam in ons harte, en ons siel ook kan sê wat ons glo wanneer ons sê, ons is Christene, dat ons sê wanneer ons sê, ons het deel aan Christus en wie hy is en wat hy vir ons kom doen het. Dankie Here, dankie dat ons deel mag wees van iets wat soveel groter is as ons. En dat U ook vanmôre in hierdie ontmoeting kom, dat ons deur bewegings van die liturgie gaan, maar dat U ons ook daardeur lei. Dat ons onder die seën by mekaar mag kom. Dat ons afhanklikheid van U mag bely. Dat ons 'n loflied tot U mag sing, en ook mag bely wat ons in U glo, maar daarmee saam dat ons mag verootmoedig voor U. Verootmoedig wanneer ons die wet hoor, en wanneer ons besef hoe ons tekort skiet in soveel opsigte, maar ook verootmoedigend voor U nader, saam met die psalmdigter, wat ons besef, hierdie lewe is nie altyd goed nie, dat die omstandighede in ons lewe baie keer swaar is, en dat die belofte van ons Here Jesus, dat ons in hierdie lewe het ook swaar sal hê, dat ons verdruk sal word, dat ons ook kan sien hoe daardie belofte waar is. En jy probeer nie verberg dat hier swaar kry in hierdie lewe is nie. Inteendeel, in die seën gee U vir ons die antwoord op al ons druk. En menigmaal verander U ook ons druk, dat ons weer geluk kan hê, vreugde mag beleef, dat die swaar kry en die las wat op ons geplaas word, weer verlig mag word, die genade wat ons beleef in ons Here Jesus Christus. Dankie Here dat ons vrygespreek mag wees van al ons sonde, dat ons geregverdig voor U mag staan. Dankie dat ons vanmôre weer na Christus toe mag kom, dat ons hom as die gekruisigde weer mag hoor. Sal U ook die Gees stuur om in ons harte te werk wanneer ons U woord hoor, dat ons dit sal inneem en ook deel sal maak van ons lewe. Dat geen oproep wat uit die woord uitgaan, net ongeantwoord gelaat mag word nie, maar dat ons moet antwoord wanneer U praat. Here, ons bid ook vanmôre vir soveel van ons gemeente wat swaar kry, wat in die donkerte en in smart en verdriet gebuk gaan, emosioneel, maar ook fisies. Ons bid vir almal wat siek is, prosedures ondergaan, swaar kry, alleen is. Ons bid dat U as die lewende God ook by hulle sal wees, by hulle sal staan en vir hulle 'n rotsvesting sal wees. En wanneer hulle nie meer kan staan nie, dat U hulle ook sal dra, dat ons as gemeente ook sal uitreik in ons liefde na hulle toe. Ons bid ook so in besonder vir U kerk. Ja, ons vanmôre hier, gemeente Vredenburg Saldanha, maar ook die kinders wêreldwyd. Ons weer hoor van ernstige vervolging, ons weer hoor van Christene wat doodgemaak word en vervolg word tot die dood toe weens hulle geloof. Ons bid dat U ook met hulle sal wees
dat U 'n opregte en 'n volgehoue volharding in hulle harte sal gee, dat hulle die stryd end uit kan voltooi, al beteken dit dat hulle lewe ter wille van U moet verloor. Want sterwe sal ook vir hulle die wins wees, want by U is dit die allerbeste. Ons bid ook so vir al ons geliefdes, die wat ver is, die wat deur moeilike omstandighede gaan, dat U ook met hulle sal wees. Maar ons dank U ook vir vreugde, vir goeie nuus wat ons hoor. Ons dank U vir kere van dankbaarheid. Ons bid dat U ons telkens meer dankbaar sal maak. Here, ons word so oorvloedig deur U geseën, dat U ons waarlik dankbaar sal maak, nie net vir die groot dinge nie, maar ook vir die alledaagse, vir elke ding wat U in ons lewe toevoeg, elke dag en elke oomblik, soos 'n geskenk uit U Vaderhand. Gewe al ons sondes vanmôre, vat weg dit wat skeiding bring tussen U en ons, en sny ook aan ons harte deur U woord. Sny daar waar, en krap daar, waar ons baie keer nie wil krap nie. Dan vlek ons harte oop voor U, Here, sodat ons ook kan hoor, vertroos word en genesing by U vind. Sodat elkeen wat bid om U Gees nie teleurgesteld sal wees nie. Maar bid ons dat U ook U Gees sal stuur en ons elkeen se harte vanmôre sal werk. Ons bid dit nederig in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Koning en ons Here. Amen. Liefdes, voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons staan en sing ons saam uit lied 577. Ons sing saam vers 1, 3 en 5. Dit is 'n beruiming van omdigting van Psalm 23. Die Here is my herder, hy sorg vir my, hy laat my rustig wy, ans water waar daar vrede is, sal hy my veilig lei. En sonder dan ook vers 3 en vers 5. Vers 3 se woorde, al lê daar donker dieptes voor, tog hoef ek nie te vrees, want U is by my en in U hand sal ek steeds veilig wees. Ons staan en sing ons saam lied 577, vers 1, vers 3 en vers 5.
Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit Psalm 42 en 43. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Vir die musiekleier 'n maskiel van die Koragiete. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lang vir my gevra word, waar is jou God? Hieraan moet ek dink, terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n menigte skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God met luide jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my, daarom dink ek aan U, hier uit die Jordaanstreek en by die Hermonbergte, hier van berg Misar af. Die diep water laat die geluid van al U watervalle weer galm. Al U duinings en golwe het oor my gespoel. Bedag sal die Here sy troue liefde laat geld, en snags sal 'n lied vir hom by my opkom. Gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot op die been as my teenstanders my tart, die hele dag lang vir my te vra, waar is jou God? Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Handhaaf my reg, o God, en verdedig my saak teen 'n ontroue nasie, bevry my van mense wat bedrog en onreg pleeg. U is immers die God by wie ek toevlug vind. Waarom verwerp U my dan? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Stuur U lig en U waarheid, laat dit my lei, my bring na U heilige berg en na U woonplek, sodat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God wat my van blydskap laat jubel, sodat ek U, o God, my God, kan prys met 'n lier. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer die dank vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Die fokusverse is dan onderskeidelik op die twee dele van die refrein. Die Hebreëse aksenttekens val vir ons op baie besondere plekke in hierdie refreine. Dis dieselfde woorde in die refrein, maar die aksenttekens val vir ons elke keer op 'n ander plek. In vers 6, Psalm 42 vers 6, is die klem bepaald op die eerste deel. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? En in die tweede deel wat eintlik so vaar hoop sien. Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. En daarmee saam Psalm 43 vers 5, waar die aksent dan op die laaste deel val. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer dank vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. So ver die woord van die Here. In 1843 het 'n argeoloog, 'n Duitse argeoloog, baie ou Egiptiese papirus ontdek. Papirus dateer uit baie vroeë jare, omtrent 1800 jaar voor Christus. En binne in die papirus is dit 'n verhaal van 'n man wat met sy eie siel praat. Hy praat met sy siel oor sy lyding, sy swaar kry, sy wanhoop, en dan worstel hy met die sin van die lewe, met die sin van die dood. En baie besonders worstel hy dan
die vraag van selfmoord. Is dit nie dalk die moeite werd nie? Hy wonder, wanneer hy met homself praat, of is daar ooit uitkoms? Want in sy gesprek met homself aan die einde, kry hy geen troos nie. Aan die einde van die papirus, dan is dit eintlik hopeloos. Hierdie papirus leer eintlik vir ons iets oor die realiteit van die lewe. Maar selfs 2000 jaar voor Christus tot nou waar ons is 2000 jaar na Christus, is die realiteit van die lewe nog dieselfde. En hierdie lewe is daar swaar kry. Ons kan soms so oorweldig word deur ons hartseer in hierdie donkerte, dat ons amper in hierdie pad vorentoe kan sien nie. Miskien was jy daar, miskien is jy nou daar, 'n plek van emosionele en geestelike dorsheid. Jy weet God is daar, maar dit voel eintlik vir jou so ver af. Jy onthou sy goedheid, maar dan dink jy weer aan die omstandighede, en dan skree dit eintlik iets anders. En dit is ook die realiteit van die psalmdigter in Psalm 42 en 43. En net soos hierdie Egiptiese papirus, vertel hy ook oor 'n gesprek tussen hom en sy siel. Hy praat met homself. Maar anders, as daardie papirus, eindig dit op 'n ander noot. Ons lees van 'n man wat in nood verkeer. Hy voel asof hy deur God verlate is. Sy siel is neergebuig in homself en onrustig. Maar hy praat met homself. Dit eindig nie in donker hopeloosheid nie, nee, inteendeel. Dit eindig met 'n vooruitsigting, met verlossing, met hoop, met blydskap en 'n belydenis dat God altyd by hom is. Kortliks agtergrond oor hierdie psalm. Vers 1 begin met die woorde, die psalm 'n maskiel is. In die 2020 vertaling word dit nie eers vertaal nie. Hierdie woord is eintlik 'n samevloeiing tussen 'n lied en 'n onderwysing. Dit is 'n manier wat die Hebreërs gebruik het om te sing, maar ook te onderrig, te leer. Dit is ook 'n lied van die Koragiete, liedere wat gesing was deur die Lewiete wat die sang in die tempel gelei het. Die digter sê, hy wil eintlik vir ons ietsie leer. Hy wil vir ons iets leer uit hierdie lied. Hy wil vir ons leer oor sy swaar kry, maar ook oor die hoop van die verlossing. Dit is dan ook baie besonder dat dit die Psalm 42 en 43 die eerste 2 psalms is van boek 2 van die psalms, in die psalmbundel. En dit is baie duidelik dat hierdie 2 psalms eintlik veronderstel is om as een gelees te word. Dit funksioneer as een psalm. Ons weet dit uit klomp redes uit. Daar is net een opskrif vir beide van hierdie psalms. En baie van die oorspronklike manuskripte in die Hebreëus merk hierdie psalms ook onder een. En dan wat waarskynlik die meeste uitstaan, is dat dieselfde refrein 3 keer in hierdie 2 psalms voorkom. Selfde woorde. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God. Ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Baie besonders deel hierdie refrein dan hierdie psalm vir ons in 3 dele. En elke deel vertel 'n nuwe stukkie van die digter se swaar kry. 'n Nuwe stukkie van die digter se hoop. Die eerste gedeelte, Psalm 42 vers 2 tot 6, vertel van die digter se verlange en sy herinneringe. Die digter begin met een van die mooiste vergelykings in die skrif, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God, my siel dors na God, na die lewende God. Vir mense wat in die woestyn, in die dor en droë wêreld gebly het, 'n klimaat waar water nie vanselfsprekend is nie, kan hierdie baie verstaanbaar wees. Soos 'n wildsbok wat in die woestyn rondloop en smag na verfrissing, maar ook die nood het vir lewenswater, so smag hy na die lewende God. Dis nie net 'n begeerte nie, dis 'n behoefte, dis 'n noodsaaklikheid. Sonder God gaan sy siel verdor en wegkwyn. Ons weet tog nie wat presies die digter se omstandighede was nie. Ons weet hy is ver van die tempel af en ons baie duidelik sien dat hy ver van God af voel. Fisies en geestelik voel hy dat hy deur die Here verlate is. Hy wonder in vers 3, wanneer sal ek weer kan ingaan en voor God verskyn?
En gekonfronteer met hierdie realiteit, hierdie verlatenheid, hierdie afstand, herinner hy homself dan weer aan die wonderlike van God. Hy dink terug aan sy ervaring met aanbidding. Hy sê die enigste water wat hy op hierdie stadium beleef is trane, dag en nag, dit is sy brood. Mense spot hom en vra van waar is jou God? Trane, verlange, geestelike dorsheid. Nou antwoord hy deur met sy siel te praat. Hy praat met homself. As ons vers 5 letterlik vertaal, kan ons sê, hy sê eintlik hieraan wil ek dink en my siel in my uitstort. Hy wil met homself praat. En dan roep hy die dinge van vroeër. Kyk hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Ek dink weer in daardie tye sê hy vir homself. Hy roep daardie wonderlike vreugde om saam met mense op te trek en die Here te aanbid. Herinner jou weer self en hoe dit gevoel het om naby God te wees in jou aanbidding. Maar ongelukkig is die herinnering net nie genoeg nie. Daarom kry ons in vers 6 die eerste keer die refrein. Want sy gedagtes van herinnering herinner hom ook weer aan sy omstandighede en sy swaar kry. Hy besef sy siel buig in hom en hy sê, waarom kwyn jy weg my siel? Waarom is jy so onrustig? Dit is waar die fokus lê. Dit is waar sy klem lê, sy siel wat neerbuig, soos 'n gewig wat aan 'n tak gehang word, buig sy siel in hom neer. Die omstandighede van sy lewe trek hom eintlik in mekaar, sê hy. Waarom kwyn jy weg my siel? En is jy so onrustig in my? Die hoop op God, verlossing, die teenwoordigheid van die Here is eintlik ver, dis eintlik nie in sy fokus nie. En so sluit hy dan die eerste deel af. Maar die tweede deel breek dan aan. Die digter verdrink eintlik in sy duisternis. Vers 7 tot 12. Nog steeds is die digter besig om met homself te praat. In hierdie verse gaan hy 2 keer eintlik met homself praat, homself herinner aan die mooi dele van die lewe. En sodra hy dit doen, dan kom die nood weer by hom op, die onderdrukking, die oorweldigende seer weer by hom op. Elke keer is sy herinnering eintlik te vergeefs. In vers 7 herinner hy homself die eerste keer, hy sê, my siel kwyn weg in my, daarom dink ek aan U, in sy hart dink hy weer aan die Here. Hy roep nie net sy aanbidding, sy ervaring van aanbidding vroeër nie, maar hy dink nou aan God. Hy sê, ek dink aan U, hier in die Jordaanstreek. Ek dink aan U. Dan leer ons ook ietsie van sy omstandighede. Ons lees hy is daar in die noorde van Israel, in die Jordaanstreek, daar waar die Hermonberge is. Maar sy gedagtes hom daan toe neem, na die Hermonberge, na die mooi van die berge, dan dink hy ook weer daar waar die Jordaanrivier ontspring, waar die sneeu smelt en die watervalle is. Die watervalle herinner hom aan riviere, en die riviere herinner hom aan die gekolk van water, en die gekolk van water herinner hom aan die onstuimighede van die see. Dan dink hy maar net weer aan homself. Dat die mooi gee weg door die swaar kry. Die watervalle en riviere en die see is eintlik 'n beeld van hoe dit in sy gemoed gaan. Is onstuimig, is onrustig. Vers 8, die vloed roep na die vloed en die gedruis van die waterstrome, al die duinings en die golwe het oor my gespoel. Daardie woordjie vloed is eintlik die woord wat in Genesis 1 gebruik word vir die chaotiese watermassa. Dit is chaos in sy gemoed, dit is onstuimig, dit is onrustig. Sy herinneringe herinner hom ook weer aan sy swaar kry. En dan probeer hy weer met sy siel praat, en hy probeer hom weer herinner aan die goeie, vers 9, sy tweede poging. Bedags sal die Here sy troue liefde laat geld, en snags sal 'n lied vir hom by my opkom, 'n gebed deur die God van my lewe. Hy herinner sy siel aan die Here en aan sy troue liefde. Hy herinner homself weer hoe hy gesing en gebid het tot die Here, hoe hy hom geloof het, aan die Here wat hom lewe en asem en alles gee. En dit hou weer eens nie lank nie. Die wonderlike herinneringe van God laat hom weer worstel met God. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in rouklere rondloop met die verdrukking deur 'n vyand? Letterlik vra die digter, waarom moet ek in donkerte rondloop
in die sonsverduistering. En dit is hoe dit in sy hart voel, donker en duister. Vers 11 gebruik hy nog 'n beeld om sy seer te beskryf. Hy sê, dit sny tot op die been. Hy is oorspoel deur water. Hy sit in sy donkerte. Hy word gesny tot teen die been. En dan bring dit hom maar terug na sy refrein toe. Waarom kwyn jy weg, my siel? Waarom is jy so onrustig in my? Hierdie keer lê die klem op die vraag, waarom? En kom gaan dit so met my? Hierdie keer is daar egter 'n vonk van hoop in sy vraag. Want hy wend hom tot sy God. Hy sê, dis nie net God nie, maar dis ook my God. Maar die verskil is nog nie gebeur nie. En dit bring hom by die derde deel. Die digter bid tot die lewende God. Psalm 43 vers 1 is die digter nou klaar met sy siel gepraat. Hy het dit nou 3 keer probeer en dit werk nie. En hierdie keer gaan hy met die Here praat. Net soos die Egiptiese papirus vir ons wys, aan die einde daarvan is hierdie selfgesprek eintlik nutteloos. Ja, dit het sy goeie, maar dit bring nie verlossing nie. Daarom wend hy hom nou tot God. Handhaaf my reg, o God, en verdedig my saak teen 'n ontroue nasie. Bevry my van mense wat bedrog en onreg pleeg. U is immers die God in wie ek toevlug vind. Pleitend roep hy tot God. Handhaaf, verdedig, bevry my rots, my toevlug. Maar in sy gebed worstel hy ook met die Here. Hy laat nie na om sy hart bloot te lê voor die Here nie. Hy vra, waarom verwerp u my dan? Waarom moet ek in donkerte rondloop oor die verdrukking van my vyand? Maar gebed is nie 'n onmiddellike oplossing nie. En in gebed worstel ons baie keer met die Here. Sy verlange na God, sy seer kry, sy vyande, hulle is nog steeds daar. Maar hy vra vir die Here, hoekom? Om te worstel met God is nie sleg nie. As gelowiges vra ons gereeld vir God vra, ons mag dit ook doen, maar ons mag dit nooit doen uit hoogmoed en om die Here op die proef te stel nie. Ons moet nie die Here probeer uitdaag met ons vra nie. Kyk maar in vers 10 en vers 2. My rotsvesting, waarom het u my vergeet? Vers 2, waarom verwerp u my? Dat die Here om vergeet en om verwerp is natuurlik baie oordrewe. En dis hoe hy op daai oomblik voel. En hy lê dit bloot vir die Here. Dit lyk vir hom asof die Here hom verwerp. In sulke donker, emosionele tye, dan is ons nie altyd versigtig met ons woorde nie. Die skrywer vra, hy worstel met God, hy stort sy hart vir die Here uit, hy vra hoekom, waarom, hoe lank nog, Here? Die worsteling is egter nie die einde nie. Nou dit lei hom weer die Here te vra vir hulp. Stuur u lig en u waarheid. Laat dit my lei, laat dit my bring na u heilige berg, na u woonplek. Die digter bid, Here, die donker in sy hart sal verlig, dat die valse gedagtes sal bestry met sy waarheid, dat die Here hom weer sal lei terug na sy teenwoordigheid toe. Psalm 84, so bekend, hoe lieflik is die woning, Heer, die Here van die leerskare, my siel verlang, ja, dit smag na die voorhoewe van die Here, my hart en my vlees jubel uit door die lewende God. In sy donkerte, in sy wanhoop, roep hy uit tot God. Hy weet dat slegs deur die Here se lig en deur die Here se waarheid is daar vertroosting. Dit is eintlik vir ons so pragtig. In 'n psalm waar die digter sê, die Here het hom verlaat, dat die Here ver van hom af is, kom die Here se naam 22 keer voor. Stelkens baie persoonlik, hy sê, dis die lewende God, dis my God, dis my rots by wie ek skuil. Baie keer is dit, wanneer ons so verlate, in ons donkerte is, dat die Here eintlik die naaste aan ons is. In 'n psalm waar God afwesig voel, is hy nogal baie teenwoordig. En dan sluit hy die psalm af met sy refrein, met 'n duidelike klemverskywing. Hierdie keer is dit 'n belydenis, nie meer 'n hopelose uitroep nie. Sy klaaglied verander in hoop.
Waarom kwyn jy weg, my siel? Is jy so onrustig in my? Hoop op God. Ek sal om my God weer dank vir die verlossing, wat my God deur sy teenwoordigheid bring. Liefdes, kom ons vat saam. Verdriet, hartseer, duisternis, is 'n werklikheid van ons lewe. Ons kan dit nie ontstap nie. En die prentjie van die digter se onstuimige hart is ons almal bekend. Dalk is dit tans ons realiteit. Dalk is dit nou waar jy jouself bevind. En dan moet ons ook hierdie refrein deel van ons lewe maak. Dan moet ons ook hierdie klemverskywing deel van ons lied maak. Die digter leer ons hoe om donker tye te werk. Eerstens sê hy, praat met jou siel, praat met jouself. Jy moet nooit moeg raak om jouself te herinner aan God se goedheid, aan sy troue liefde nie. Jy moet nooit moeg raak om jouself te herinner dat die Here jou rots is nie. Vra vir jou siel, hoekom gaan dit so in jou, maar herinner jouself weer aan die hoop van God. Hoop weer op hom, hernie weer jou hoop, dink weer aan die verlossing en sy teenwoordigheid. En tweedens, praat ten eerste met God. Ons selfgesprek kan nooit die hoop op ons verlossing eintlik bied waarna ons smag nie. Ons verlossing gaan ons nie in ons eie siel vind nie. Ons verlossing vind ons in God. Daarom moet ons bid. Roep hom aan en smeek hom om genade. Pleit by hom om jou saak te handhaaf, om jou te verdedig, om jou te bevry. Bid dat hy sy lig en sy waarheid sal stuur in jou donker uur. Smeek dat hy weer sy aangesig oor jou sal verhef en jou genadig sal wees. Slegs in gebed by hom wat ons verlossing kry. Nou beteken dit dat ons soms met God moet worstel, soos Isak nou die dag gepreek het, al word ons tydens ons worsteling geslaan, sal ons nooit verslaan word nie. Nou worstel met God, hoop op God, en by hom is daar verlossing te vind. In die derde plek, kyk ook na Christus. Dit is egter die belangrikste punt. Die digter leer ons dat ons verlossing te vind is in die teenwoordigheid van die Here. Ons vind nie ons verlossing buite die teenwoordigheid van die Here nie. Christus is die vervulling van hierdie refrein. Want in hom word die volheid van Godheid liggaamlik. Hy het vlees geword en onder ons kom woon, vol genade en waarheid. Hy is die lig wat in die duister van hierdie wêreld geskyn het, en die duister sal dit nie oorweldig nie. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Die refrein van Psalm 42 en 43 vervat een belangrike woord, verlossing. En dit is waar ons hoop lê. Aan die kruis het Christus die ewige duisternis vir ons gedra, sodat die lig in ons kan wees. Aan die kruis het hy dors gehad, en vir hom was dit nie geles nie, sodat ons die oorvloedige waterstrome van God mag hê. Want daarin lê ons hoop, daarin lê ons verlossing. Hy het die prys betaal en die lewende water vir ons gebring. Die Gees wat in ons woon, sodat ons hoop nooit mag verkwyn nie. En maak hierdie verlossingsrefrein ook weer deel van jou siel. Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God en hom weer rustig. In sy lof sal ons verlustig. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, saam met die psalmdigter van Psalm 139 bely ons, dat U ken al ons weë, U ken ons harte. Nou, U weet nie net alles wat ons doen en alles wat ons dink nie, maar U sien ook daar in daai diep, donker plekke waar ons self nie eers wil kyk nie. Nou, U is daar teenwoordig, ons nêrens waar ons kan gaan, van U aangesig af weg te vlug nie. U is altyd daar. Waarom bid ons, Here, handhaaf tog ons saak,
verdedig ons, bevry ons weer van die dinge wat ons siel so neergebo en droewig maak. Wanneer ons so vol verdriet is, dat ons sê dis net duister in ons, verlig weer ons gemoed, tel weer ons kop op en rig ons oë op Christus, begin in die volëinder van ons geloof, rig ons oë weer op hom, en op die kruis en op die geopende graf, sodat ons weer hoop mag hê. Hy het ons duisternis vir ons gedra, hy het in dors vergaan, sodat ons nooit duister mag beleef nie, maar juist die lig, sodat ons nooit dors mag wees nie, maar juist bevredig mag word. U is die lewende God, Here. Wees tog met elkeen van ons vanmôre. Help ons, Here. Staan ons by. Wanneer ons nie meer kan praat nie, maar waar ons net kan huil, praat ook daar in ons plek. Praat ook deur u Gees en tree vir ons in om Christus Jesus naam. Amen. Dit is ons geen nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid en daarna sing ons saam van Psalm 145, vers 5, vers 8, 11 en vers 12. Sing saam ten slotte Psalm 145, vers 5, 8, 11 en 12. Vers 5, dis ons die woorde, Hul sal, o Heer, u goedheid bly herdink. Weer met onsself te praat, om ons te herinner aan die goedheid van die Here. Maar weer saam vers 11, die belydenis, hy gee die wens van almal wat hom vrees, op hul geroep, wil hy 'n redder wees. En dan in besonder vers 12, gesprek met ons siel. Maar nou my siel, waar eindig ooit Gods eer? Nog sal ek uitroep, lof aan die Heer. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 145, daarna die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.